wat 'n mens so 'n bietjie dinge ook evalueer. Mens is by 'n punt dat jy saam met die wêreld 'n nuwe bladsy omslaan. En hierdie tyd van die jaar, gewoonlik 'n tyd waar 'n mens so 'n bietjie besin. Ons het 'n week terug gesê, dis 'n refleksietyd. Jy kyk so 'n bietjie terug, en jy moet dit ook doen, na die op en die af. Maar jy kyk ook vorentoe. En dan wonder jy, wat werk, wat het gewerk? Wat moet ek verander? Wat moet dieselfde bly en wat moet met jou op 'n ander manier gedoen word? Ek lees vanmôre uit Psalm 30. En dis 'n gedeelte wat uit die woord uitkom wat 'n nuwe tyd ingelei het vir die volk van God. En ek gaan nou vir jou sê hoekom. Psalm geskryf deur Dawid, en ek lees vanaf vers 2. Ek verheerlik U, Here, want U het my opgetrek. U het nie toegelaat dat my vyande hulle oor my verheug nie. Here my God, ek het na U om hulp geroep, en U het my gesond gemaak. Here, U het my lewe uit die doderyk laat opkom. U het my lewend gehou tussen die wat afdaal in die put. Besing die Here, julle wat sy getroue volgelinge is, en prys sy heilige gevierde naam. Want sy toorn duur 'n oomblik, sy goedgesindheid 'n lewe lank. In die aand word daar aanhoudend gehuil, maar teen die oggend is daar jubelkrete. Ek is die een wat onbesorg gesê het, ek sal nooit wankel nie. Deur U goedgesindheid het U, Here, my so sterk soos 'n berg laat staan. Verberg U gesig, is ek beangs. Na U, Here, roep ek. By my Heer smeek ek om genade. Watter nut het dit as my bloed gestort word, as ek na die grafkuil afgaan? Sal stof U prys? Sal dit U trou verkondig? Luister, Here, en wees my genadig. Here, wees vir my 'n helper. U het my rouklag in 'n koordans verander. My rouklere uitgetrek en my met vreugde omgord, sodat my hele wese U kan besing en nie stil bly nie. Here my God, ek sal U vir altyd prys. Ek lees vandag net tot hier, geliefdes. Here, as ek 'n nuwe jaar ingaan, is ek nie aan my eie lot oorgelewer nie. Dis nie my besluite wat alles bepaal nie. My besluite, my keuses is maar 'n klein stukkie, Here. Alles is in U hande. En ek sê dit nie omdat ek uitgelewer voel, of omdat ek voel dat U nie naby is nie. U leef in my hart. U is gedurig besig met my, Here. En waar ons uit 'n ou jaar uitkom en 'n nuwe jaar ingaan, plaas ons weer alles wat ons is en alles wat ons het in U hande. Dankie dat U daar was in 2025, Here. Dankie dat U vir my soveel seën gebring het. Dankie dat ek na 'n jaar kyk en ook weet, ek het in U hand geleef. Dankie dat U my opgetel het na elke storm, my sterk gemaak het na elke verlies, my trane afgedroog het na elke stuk pyn. Dankie, Here, dat U vir my soveel gegee het. Ek kan nie eers daaroor praat nie. En ek weet soms, en ons is gewone mense,
bly ons maar fokus op die seer en op die verlies en op die onverwagse, want dis die goed wat mens met pyn vul binne. Maar die mooi was soveel meer. En die versorgende hand soveel groter. En die ware vrede het my hele wese kom vol hê. En daarom weet ek ook, maak nie saak wat hierdie jaar kom nie, maak nie saak wat dit bring nie, maak nie saak wat die uitdagings is nie. U sal daar wees soos wat u was in 2025. Dankie Here vir u grootheid. Dankie Vader dat ons u kan eer as skepper van alles. Dankie Here dat ons u kan eer as verlosser, ontvang van die Heilige Gees, gebore uit 'n maagd, gelei onder mense, gesterf, begrawe. Dankie Here dat ons weet u die dood oorwin, u het opgevaar en u sal terugkeer. Dankie Here dat u deur u Gees met my besig is. Ek voel dit elke dag. Dankie vir die voorreg om deel te hê aan een heilige algemene Christelike kerk, dwars oor die wêreld. Ons stemme, Here, sal nie stil wees nie. Ons gaan dit vandag ook bely. Dankie Here dat my dood 'n oorwonne dood is en my opstanding 'n werklikheid. Dankie Here dat die ewige lewe iets is wat volg na die tyd hier. Soveel van ons geliefdes is nou in u ewigheid, waar hulle begin verlede jaar nog by ons was. Dankie dat u met ons ook, Here, op pad is. En dit sê ons met 'n vreugde in ons hart. Ons is op pad. Here, wees met ons in hierdie jaar. Laat die dankbaarheid in ons harte heers. Laat die vrede op ons monde lê en op ons tonge lê. En Here, laat die goedheid in ons hande 'n woonplek vind. Dankie vir elke geleentheid om u naam groot te maak. Amen. Iemand het gegaan en 'n lys van die grootste, gewildste nuwejaarsvoornemens gemaak. Nou die lys is gemaak aan die begin van 2025, so hy is 'n jaar oud. Daar kan ook verskille wees. En hulle het die 5 grootste goed gevat, die gewildste voornemens. Hulle het met mense gepraat en die 5de op die lys was om 'n nuwe stokperdjie aan te pak, of om die goed wat al jare in bokse lê uiteindelik uit te haal. Om die truie te brei met die wol wat lê en om die houtperdjies te maak met die hout wat lê ensovoorts. Die stokperdjie is nommer 5. 4de was gewees om meer geld te maak. 3de was gewees om aan verhoudings te werk, veral in die huis en die gesin. 2de, baie vreemd, was gewees om op te hou rook. En dan die eerste ene natuurlik, om 'n kleiner weergawe van jouself te wees, om gewig te verloor. Dit was nommer 1. Ek dink hy lyk hierdie jaar maar weer presies dieselfde. So 'n paar dae gelede klop daar weer toe 'n paar voornemens aan my deur. Staan my hele drempel vol. En ek weet jou nou ook. Daar's 2 tipes mense wat nuwejaarsvoornemens aanbetref. Die eerste groep maak hulle baie duidelik in die openbaar voor almal. Want eintlik sê hulle vir die mense vir wie hulle sê wat hulle wil verander hê, julle moet my getuies wees, julle moet my verantwoordbaar hou. En as ek nou nie aan my woorde gaan hou vas nie, en my voornemens gaan deurvoer nie, gaan julle weet ek het misluk, want julle weet nou wat ek wil hê en wat ek wil doen. En dan kry jy ouens wat dit in die geheim doen. Hulle sê vir almal wat vra, o nee, ek glo nie daarin nie, ek het dit nie. En sal self protesteer, maar iewester in die geheim is daar iets wat hulle wil weet, of wil hê, anders moet wees. Maak nie saak hoe jy dit doen nie, in die openbaar ten aanskou van almal, of in die geheim waar niemand weet nie. Hierdie tyd van die jaar waar die tyd draai, waar jy 'n nuwe jaar begin, bring baie keer die behoefte vir verandering.
of dit iets is wat jy heel nuut wil doen, of dit 'n ou ding is, 'n gewoonte wat jy op 'n ander manier wil doen. Baie veranderinge is outomaties. Al ons kinders gaan na 'n nuwe skooljaar toe. In Nieu-Seeland met sy 3 skole, is die kans goed dat jy in 'n nuwe skool gaan begin. Van ons kinders het klaargemaak met skool. Hulle begin ook in 'n nuwe fase in hulle lewe. Die eerste tree in die groot menswêreld met almal wat hulle dophou. Van ons begin 'n nuwe werk. Van ons begin 'n nuwe verhouding. Van ons begin van voor af in 'n verhouding. En van ons begin uitsien na pensioen. Dis ook 'n verandering. So sommige van die veranderinge kom outomaties, jy gaan saam met die stroom, maar die ander veranderinge wil jy goed anders doen in dieselfde omstandighede. Baie mense sê hulle maak nie voornemens nie, want dit hou nie. Die goed duik in die hek die tweede week van die nuwe jaar, en wie wil nou met 'n ding begin wat as 'n mislukking gaan eindig? En wat dit baie keer moeiliker maak die tyd van die jaar. Jy kry ouens met baie wilskrag wat 'n nuwe ding begin, dis hulle voornemens, dis wat hulle besluit, en dan hou hulle daarby, en dit laat 'n mens eintlik met 'n kritiese oog na jouself kyk. Hoekom kry ek dit nie ook reg nie? Maar hoekom het 'n mens voornemens? Want jy wil hê dinge moet beter wees as die vorige jaar. Dis hoekom mense hulle het. Dinge moet beter verloop as die jaar wat verby is. En dis die ding van nuwe jaar, en dis hoekom ons die nuwe jaar vier. Dis net nog 'n week, net nog 'n jaartal, maar 'n nuwe jaar bring altyd die belofte van hoop, van verwagting en van 'n nuwe vooruitsig. Sommige mense beskou dit as 'n skoon bladsy. Maak nie saak hoe die vorige jaar se lyk nie. Jy kan van voor af, jy kan nuut begin. Nou het ons vanoggend Psalm 30 gelees, nie een van die bekendste psalm van Dawid nie, maar in die Joodse gemeenskap 'n baie bekende psalm. Hoekom? Want jy sou sien, hierdie psalm was gelees by die inwyding van die huis. Beteken die inwyding van die huis van God, die inwyding van die tempel, toe hulle die tempel ingewy het, nie die eerste tempel nie, die tweede een, het hulle die psalm gelees. Hulle noem dit in die Joodse feesjaar die Hanukkah Habayit, die inwyding van die huis van God. En hierdie was 'n fees wat hulle jaarliks gevier het, soos wat ek en jy sopas Kersfees gevier het, en soos wat ons sopas ook Nuwejaar gevier het. Hierdie fees vier hulle elke jaar vir 8 dae, ek sal nou vir jou sê hoekom. Vir hulle was dit 'n nuwe begin. Hoekom? So 167 voor Christus het daar 'n spul Syriese Grieke gekom, en jy noem hulle die Seleukide. En daai stadium het die Grieke alles voor hulle plat gemaak, en met hulle morsige maniere alles oorgeneem, ook Jerusalem, ook die tempel. En omdat hulle geweet het hoe naby die tempel aan 'n Joodse hart lê, was hulle ekstra morsig in die tempel. Hulle klomp skade aangerig, maar die grootste skade, hulle het varke geoffer in die tempel op die heilige altaar. Hulle het 'n standbeeld van hulle god Zeus in die tempel staan gemaak, waar God eintlik woonagtig was. En op 'n dag was dit te veel vir die Jode. En onder leiding van 'n man met die naam van Judas Makkabeus het hulle onderling 'n groep mense bymekaar gekry en met 'n bloedige veldslag daai gebied teruggevat. Jerusalem, die gebied rondom en ook die tempel. Trouwens, net so langs die kant, toe Jesus die dag Jerusalem binne ry met sy intog,
het die mense gedink hy is weer 'n Judas Makkabees. Hulle het gedink hy gaan dieselfde doen as wat Judas amper 200 jaar terug gedoen het. Groot was hulle verbasing toe hy dit nie met die Romeine doen wat Judas met die Grieke gedoen het nie. So die dag toe hulle die tempel terug het hulle 'n klomp moeite gedoen. Hulle het die tempel weer opgebou, herstel, gereinig, groot proses. En toe het hulle 'n klomp olielampe aangesteek in daai tempel. Die heiliging van die tempel. Die inwyding van die tempel. Hanukat, Habayit. Hierdie jaar wat verby is, het die Jode dit weer gevier. Hulle vier dit elke jaar. En hulle vier hierdie inwyding van die tempel dieselfde tyd as wat ek en jy Advent en Kersfees vier. Hierdie jaar het dit geval op 14 tot 22 Desember. En dit was op die 14de Desember op Bondi Beach, met die eerste dag van Hanukkah, waar die sinnelose losbrand met gewere plaasgevind het. En omdat dit vir hulle 'n heilige fees was, want hulle tempel teruggekry, het dit later ook die fees van die ligte geword. Hoe dit gebeur? Die dag toe hulle die tempel reinig en gereed maak weer vir God, het hulle net genoeg olie gehad vir een dag. Maar daai olie het vir 8 dae gebrand. En daarom het die inwydingsfees ook bekend gestaan as die fees van die ligte. Die fees van die groot lig. Wat natuurlik maklik was vir 'n Jood wat 'n Christen geword het, daai tyd van die jaar, om die koms van die ware lig te vier. Die ware lig wat almal verlig. Dit was vir Jode moeilik toe hulle Christene geword het, om hulle familieprys te gee, maar dit was vir hulle maklik om die koms van die ware lig te vier in 'n tyd wat hulle gewoonlik die fees van die ligte gevier het. Nou wil ek vir jou sê, Jesus was nie net deur Johannes as die ware lig beskou nie. Johannes 8 sê hy het homself ook so beskou. Ek is die lig vir die wêreld. As jy by my bly, gaan dit nooit weer donker wees nie. En as jy Jesus wil koppel aan hierdie fees, lees jy Johannes 10, kom jy agter, hy het ook een van hierdie inwydingsfeeste bygewoon in Desember maand. En dis waar 'n spul fariseërs weer wou weet, wie is jy? En wat is jy? Wat maak Psalm 30 besonders? Nou sien jy, dis geskryf vir die inwyding van die tempel, maar is geskryf deur Dawid. Die inwyding van die tempel het 1000 jaar plaasgevind nadat Dawid geleef het. Dawid kon nie by gewees het nie. Dawid was nie eers by met die eerste tempel nie. Hy wou vir God 'n tempel bou, maar sy hande was te vol bloed. So iets sê dan vir jou, Psalm 30 is later deur die Jode oorgeneem om hulle tempelwyding te vier. Daar waar aan die begin van die Psalm staan vir die inwyding van die huis van die Here, dis later bygevoeg. Hoekom? Want wat Dawid beleef het hierdie mense ook in hulle lewens ervaar. Hierdie was 'n Psalm wat oor tydsgrense heen gegaan het. Toe mense hierdie Psalm lees, het hulle besef wat Dawid hier beskryf, het ek en jy al deurgegaan, en kom ons wy die tempel in, want hier's 'n wonderlike belofte. Hier's 'n vreeslike mooi voorneme. Ek wil vir jou vra, wat is vandag jou nuwejaarsvoorneme? Of jy dit in die openbaar doen of in die geheim? En het iets daarvan met God te doen. Want as hoor die ouens wil ophou rook en hulle wil minder eet en hulle wil beter lees saam mekaar, hulle wil meer geld maak en hulle wil stokperdjies doen, maar het enige van jou voornemens met jou geloof te doen?
Het jy gesien hoe sluit hy hierdie Psalm af? En ek dink, dis wat die knoop deurgehaak het vir die Jode met hulle nuwe tempel daai tyd. Het jy gesien sy mooi voorneme in vers 13? Luister wat skryf hy: Here, ek wil U met my hele wese besing. Ek wil nie vir 'n oomblik stil wees nie. Ek wil U vir altyd prys. Dis sy voorneme. Dis hoe hy afsluit. Here, ek wil U met my hele wese besing. Ek wil nie vir 'n oomblik stil wees nie. Ek wil U vir ewig en altyd prys. Die vraag is, hoe Dawid by hierdie woorde uitgekom? Want hy was maar 'n normale ou soos ons. Trouwens, dit het baie keer met hom erger gegaan as wat dit met my en jou gaan. O, hy was koning en hy het goud en silwer geken en trone en mooi paleise, maar 'n groot deel van sy lewe het hy in woestyne en spilonke gebly, want mense was besig om hom te jaag. En baie keer het hy ook swak keuses gemaak, né? Om 'n ander man se vrou te vat. En dis waarskynlik hier waar hy geskryf het: Here, as U gesig wegdraai, dan raak dit moeilik vir my. Ek raak beangs. Wat maak hierdie Psalm so besonder? Dit was geskryf deur 'n gewone mens wat die oppe en die affe geken het. Saam met daai oomblik waar hy gevoel het God het sy gesig weggedraai, sê hy ook in vers 2: Ek is so dankbaar want U het my gered van my vyande. U het my lewe in U hand hou vas. U het my gesond gemaak toe ek siek was. U het my van die dood gered. Keer op keer. En eintlik kry jy 'n mooi balans van sy lewe in vers 7 en 8. Op 'n stadium sê hy: Met U by my sal ek nooit wankel nie. Net die volgende vers sê hy: As U gesig wegdraai, gaan dit sleg met my. Ek en jy het sulke oomblikke gehad verlede jaar. Oomblikke waar jou geloof so sterk was, wat jy gevoel het, ek kan nou 'n vyandstorm loop. Ander oomblikke waar jy gevoel het, God het sy gesig van my af weggedraai. Op, af. Met nie een van ons het dit net goed gegaan nie, en met nie een van ons het dit net sleg gegaan nie. In ons klein gemeentetjie was verlede jaar 'n pragtige jaar. Baie van ons het 'n nuwe hoofstuk begin. Daar's van ons wat ouers geword het, daar's van ons wat vir die eerste keer grootouers geword het. Wat 'n voorreg. Maar daar was ook baie van ons wat verlies ervaar het. Baie naby, baie intens, baie seer. Daar was ook baie van ons, om die waarheid te sê, 19 keer, wat 'n geliefde aan die dood moes afstaan. Ons weet wat Dawid skryf, as hy sê, die een oomblik staan ek vas in U teenwoordigheid, die volgende oomblik voel ek, U het U gesig weggedraai. En weet jy wat? As 'n mens terugkyk, kan jy maklik voel, 2025 het meer uitdagings en meer seer gehad as goeie dinge. Dit is nogal 'n normale ding by 'n mens om altyd te fokus op die seer en die eina en die pyn en die verlies. En lees jy ook die Psalm, kom jy agter, Dawid doen dit ook. Hy spaar dit nie. Dit is nie 'n maklike Psalm om te lees nie, maar een ding kom 'n mens ook agter, hy kry God se naam nie van sy tong af nie. Of dit nou goed gaan of sleg gaan. Vir 22 keer in hierdie kort Psalm is God se naam op sy lippe, in goeie tye en slegte tye, in vreugdes en in pyn. En dis hoekom hierdie spiljode met hulle nuwe tempel hierdie Psalm gekies het. Want die een aand was daar nog klaagliedere op hulle lippe, want alles was stikkend.
En die volgende oggend, vers 6, was dit vervang met jubelsange. En daarom ook 'n hoogtepunt, vers 6. Here, u toorn duur 'n dag lank, maar u goedheid duur 'n ewigheid. Hoor hoe mooi klink dit. U toorn duur 'n dag lank. U goedheid duur vir altyd. Wat lê in 2026 vir ons voor? Ek weet wat ek wil hê, jy weet wat jy wil hê. Daar is by ons die hoop dat dinge sal mooi loop en ons wens dit ook vir mekaar toe. Maar ons weet nie wat kom nie. En weet jy wat baie keer is 'n goeie ding? Want dit is eintlik God wat ons op so 'n manier beskerm. Jy kry mense wat sê in die tyd van die jaar, as jy die Here naby jou het, sal jy net sy seën en sy voorspoed en sy goeie tierenheid en sy goedheid en guns beleef. Dawid se lewe wyk anders. Dawid het nadat hy hierdie psalm geskryf het, nie net goedheid en guns beleef nie. Dawid het na hierdie psalm ook nie op 'n reguit pad geloop wat hy altyd alles verstaan het, wat alles uitgewerk het, met geen draaie en goed wat ewe skielik gebeur en klippe in die pad nie. 2026 gaan lyk soos al die vorige jare, met kosbare oomblikke en minder kosbare oomblikke. Maar ten spyte van sy omstandighede, die wonderlike voorneme wat sy hele wese deursuur, ek wil u altyd prys. Ek wil u met my hele wese besing. Die Hebreëse woord vir daai wese is kabod, en kabod beteken ek wil u met al my glorie. En is eintlik 'n baie mooi betekenis ook. Ek wil u met my volledige gewig, met al my glorie besing. Ek wil nie vir 'n oomblik stil wees nie. Ek wil u altyd prys. Saam met jou bely ek vanoggend dat die loop van hierdie nuwe jaar nie in ons hande is nie. Ons het lesse geleer uit die verlede, ons gaan nie weer dieselfde foute probeer maak nie. Ons het in die slaggate getrap in die verlede, ons gaan hulle probeer vermy. Maar ons is nie in beheer nie. Hierdie jaar lê nie in ons hande nie, dit lê in 'n ander paar hande. En dis sy grootheid, wat ek met my kabod, met my hele wese, wil besing. Ek het 'n uitdaging vir jou, wat ek ook vir myself het. Mag ons in 2026 se 31.5 miljoen sekondes, en dit is al 'n paar verby, mag ons in 2026 se 31.5 miljoen sekondes voortdurend bewus wees van God. Mag ek bewus wees van sy teenwoordigheid. En mag ek dankbaar wees met hom in my lewe. As 'n rede hoekom ons vandag by mekaar is. Ons vier ook die fees van die ligte. Met Advent het ons gevier dat die lig op pad is, die ware lig, na die wêreld toe. Met Kersfees het ons gevier dat die lig gekom het, die Bethlehemster het gewys waar hy is. Met Nuwejaar vier ons dat hierdie lig in ons woon en met ons werk. Voorspoedige Nuwejaar. Kom ons vier die fees van die ware lig. Amen.
Here, ek wil U naam loof en prys. Ek wil U ken en uitleef as die enigste God. Ek sal my knie nie voor ander gode buig nie. Sal hulle name nie op my lippe neem nie. Ek sal U naam nie onreg aandoen nie, nie verkeerdelik gebruik nie, nie misbruik nie. Ek sal U Sabbat hou, want dit is kosbaar. Ek sal my vader en my moeder eer, want U het hulle vir my gegee. Ek sal nie moord pleeg nie, ook nie met die dinge wat ek sê nie. Ek sal nie egbreek pleeg nie, ook nie waar ek my oë neersit nie. Ek sal nie steel nie, ook nie iemand se vrede en sy respek nie. Ek sal nie valse getuienis verkondig nie, ek sal nie leuns vertel en skinder nie, Here. En ek sal nie hierdie jaar leef met goed wat ek gedurig begeer nie, want dan fokus ek nie in dankbaarheid op dit wat ek het nie. Dankie vir die voorreg om U te ken. En dankie vir die geleentheid om by ons fees van ligte, die ware lig, saam met Dawid te erken. Ek wil U met my hele wese prys en loof, nie vir 'n oomblik stil bly nie, en U altyd deur bely. Amen. Ontvang die seën van die Here, en elkeen van julle gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met elkeen bly wees. Amen.